Nog 'n nuwe dag en baie welkom vandag weer by jou Lewelig dagstukkie vir vandag. Dag 249. 2 Korintiërs 3 vers 3. Dit is tog duidelik dat julle 'n brief van Christus is, deur ons diens geskrywe. Nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God. Moenie probeer om mense te beïndruk met jou woorde of wat jy het nie. Wees net jouself, laat jou dade die praatwerk doen. Ander lees ons briewe. Het jy al ooit daaraan gedink dat jy 'n brief is? Nie net 'n gewone brief wat in 'n koevert gesit word en dalk iewers in 'n poskantoor weggeraak nie, maar 'n lewende brief wat mense elke dag lees. Paulus skryf aan die Korintiërs en sê vir hulle: "Julle is self ons aanbevelingsbrief, geskryf op ons harte, vir almal om te lees en te verstaan." Dis nogal 'n baie skerp gedagte. Jou lewe is 'n brief wat iets oor God vertel, of jy nou daarvan hou of nie. Die vraag is, wat lees mense wanneer hulle na jou lewe kyk? Dink aan jou alledaagse lewe, by die werk, by die huis, in die verkeer. Wanneer jy iemand met respek behandel, selfs as hulle ongeskik is, skryf jy 'n paragraaf oor geduld. Wanneer jy iemand vergewe wat jou seer gemaak het, voeg jy 'n sin oor genade by jou brief. En wanneer jy iemand bemoedig wat swaar kry, onderstreep jy die liefde van God. Maar as ons eerlik is, skryf ons nie altyd die mooiste sinne nie. Soms is ons letters vol frustrasie, ongeduld en selfsug. Gelukkig is Jesus die beste redigeerder. Hy neem ons foute, verander dit en maak dit reg met sy bloed. Baie mense wil graag die perfekte briewe wees. Wel, as jy nie vlerke het nie, dan is jy 'n mens en nog nie 'n engel nie. Die realiteit is, almal van ons is nog besig om te word wat ons moet wees. Wat jou brief spesiaal maak, is nie dat jy sonder foute is nie, maar wel hoe God jou mislukkings en foute herskryf en verander het in lewenslesse waardeur ander by jou kan leer. Jesus was God se perfekte liefdesbrief vir ons. Die wêreld het nie nog 'n perfekte brief nodig nie. Hulle het briewe nodig wat eg is. Briewe wat wys hoe God werk in gewone, gebroke mense se lewens. So wees dapper genoeg om jou brief oop te vou en leef en deel jou storie. Ongelukkig is mense so aan die probeer om die perfekte briewe te wees, dat hulle nie die Gees van God wil toelaat om die krake heel te maak en die foute reg te maak nie. Ongelukkig lei dit dan daartoe dat hulle praat en hulle doen nie met mekaar rym nie. Die realiteit is, ons word elke dag gelees deur almal rondom ons. Dit beteken mense lees jou brief. Selfs al besef jy dit nie altyd nie. Jou kinders, jou kollegas, die dame agter die toonbank by die winkel, hulle almal kry so 'n kykie van God deur jou lewe. So hoe lyk jou brief vandag? Wat ook al jou brief sê, onthou dat God die finale paragraaf skryf en sy laaste woorde oor jou lewe is altyd vol liefde en genade. Die Gees van God wil ons as sy briewe gebruik om die wêreld te oortuig van sy liefde. Hoe meer ek word wie God sê ek is, hoe meer sien ander God in my. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy sukkel ons om dit wat ons glo uit te leef? Wat kan ons begin doen om ons sê en doen te sinkroniseer? Hoe gaan jy vandag begin om God te verheerlik met jou egtheid en dade? Here, skryf u storie in my lewe. Maak my 'n brief wat u liefde, genade en waarheid uitstraal. Help my om elke dag met nederigheid en eerlikheid te leef,
sodat mense U in my kan raak sien. Amen. Kom ek en jy gaan leef vandag God se liefde, krag en genade op so 'n manier uit, dat dit nie eintlik eers sal nodig wees om 'n woord te sê nie. Liefde groete, Shaal Botha. Om elke dag 'n dagstukkie te ontvang, is jy meer as welkom om net per WhatsApp jou naam en nommer na die nommer te stuur wat hier vir jou aangedui is. Jy is ook meer as welkom om ons Lewelig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewelig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Shalom.